Heilige Gees, kom vul my hart, my gees, my verstand. Raak my nou aan, dat ek kan verstaan, die doel met my lewe. Dat ek my lewe, my krag, my vermoëns aan U kan toewy, U dien met my gawes. Ek wil gehoorsaam U dien in liefde. Ek lê myself hier voor U neer. Kom, Heilige Gees, kom vul my hart, my gees, my verstand. Raak my nou aan, dat ek kan verstaan, U doel met my lewe. Goeienaand, liewe broer en suster. Het is wonderlik om weer saam te wees en ek wil julle maar weer net herinner, as jy hoegenaamd in die posisie is om saam met iemand anders te kyk of iemand te nooi, doen dit, want die woord moet ons saam beleef. En weer, as ons afgesluit het, gee vir jouself so 2 minute om net stil te word en te dink en praat met ander mense oor dit wat jy dink en dit wat jy gehoor het. Ons het gisterand gepraat oor iemand wat niks het om te verloor nie. Vanaand, as ons oor koninkryksmense praat, praat ons oor iemand wat te veel het om te verloor. Ons gaan uit Markus 10 uit lees, Markus 10 van vers 17 tot vers 27, die verhaal van die ryk man. Thank you.
Voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons in 'n gewone dag kan besluit om dit spesiaal te maak. Om af te sluit, om stil te staan en om nader te kom aan dit wat vir U saak maak. Ons kan so besig raak, ons kan so opgeneem word, dat ons baie keer die spesiale tye mis en verloor. En ons wil vra dat hierdie paar oomblikke vir ons 'n spesiale tyd sal wees. Amen. Wanneer 'n mens die ander evangelies lees, dan word daar gepraat van die ryk jong man. Maar hier in Markus is hy net 'n ryk man. En as ons daarna kyk, dan is dit nogal interessant dat hierdie gedeelte van hierdie ryk man volg op die gedeelte waar Jesus die kindertjie seën en waar hy oor mense se mees intieme verhoudings met hulle gepraat het. En dan sien ons Jesus is op pad, hy is op reis en dan gaan hy aan en ons lees van Markus 10 van vers 17 af. Toe hy uitgaan om sy reis te hervat, hardloop daar iemand na hom toe en kniel voor hom en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf?" Jesus het hom geantwoord: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en dit is God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig nie. Jy mag nie bedrog pleeg nie. Eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord hom: "Meester, al hierdie dinge het ek al van die jongs af nagekom." Jesus het stip na hom gekyk, hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy, kom hier, volg my." Maar hy het neergedruk geword oor hierdie antwoord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe om hom rondgekyk en vir sy disippels gesê: "Hoe moeilik sal hulle wat rykdom het in die koninkryk van God ingaan." Die disippels was verbuisterd oor sy woorde. Jesus sê toe weer vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit tog om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan." Die disippels was heeltemal uit die veld geslaan en het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het stip na hulle gekyk en gesê: "By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alles moontlik." Liewe broer en suster, hierdie is vir my 'n baie moeilike gedeelte om oor te praat. Want ek is nie arm nie. Dit is vir my baie moeilik om hieroor te praat, want ek het lekker warm bed om in te slaap. Ek het 'n kar om mee te ry. Ek kan nie onthou wanneer laas ek honger gaan slaap het nie. Ek kan dalk in my kop, as ek my met iemand anders vergelyk, sê ek is armer as daai. Ek lag altyd so in my mou, daar's iemand wat ek baie goed ken met baie geld het. En as hy met my praat, dan sal hy vir my sê: "Jong, wie jy, daai ou is nou ryk hoor." En dis natuurlik die probleem as ons in ons wêreld praat oor rykdom en armoede. Jy kan ryk voel of jy kan arm voel, hang net af met wie jy jou vergelyk.
En dit maak natuurlik dat ons in ons wêreld nogal baie probleme kry as ons met oor rykdom of oor armoede praat. Om hierdie man te verstaan, moet ons dalk so 'n bietjie in daardie wêreld ingaan en vir onsself vra, goed, hoe het rykdom en armoede in daardie wêreld gewerk? Rykdom en armoede was nog baie erger die verdeeldheid daartussen as in ons tyd. Daar was nie 'n staat wat die verantwoordelikheid geneem het, al kom hulle dit nie baie keer na nie, om te sê ons is 'n welsynstaat, ons sorg vir die agtergeblewenes, ons help die wat te min het, die rykeres neem verantwoordelikheid. Die staat het daai tyd belasting gevorder, maar nie om 'n welsynstaat te wees nie, maar om oorlog te maak en die ryk uit te brei. Die paaie wat die Romeine gebou het, die dinge wat hulle gedoen het, was alles eintlik maar net om die ryk uit te brei. En die ergste is dat die armes swaarder belas is as die ryk is. Daar was natuurlik ander sienings ook gewees wat mense se siening van rykdom en armoede beïnvloed het, en dit is, ons het nogal die idee van produksie, wat na die verskillende industriële revolusies op ons pad gekom het. Die groot ding van die eerste industriële revolusie was die hele idee van produksie, en dit is dat jy meer kan maak. Jy kan meer van 'n ding maak. Dis die idee gewees dat geld, rykdom eintlik onbeperk kan wees, want jy kan net meer maak. In die wêreld waarin Marcus geskryf is, was die uitkyk op ekonomie bietjie anders. Hulle het geglo die koek is net so groot, en as iemand 'n groter stuk gevat het, beteken dit daar's vir die res minder oor. En daarom is ryk mense baie keer gesien as mense wat eintlik net by ander gesteel het. Nou, ek is skaam om dit te sê, maar ek dink ons wêreld is ook nogal so. Ek weet wat gaan deur my kop as ek iemand met 'n lang, slap, sekere soort motor sien ry, of met 'n hoër een en groter wiele. Hoe maklik ek kan dink, okay, by wie het jy, of waar het jy al die geld gesteel, wat jy in hierdie goed kan insit. Natuurlik het ons na die industriële revolusie, die eerste een, en dit het eintlik maar net al hoe duideliker geword met al die wat daarop gevolg het. Natuurlik het ons daar ook begin by, dit is onuitputlik, mens kan net aanhou groei. Deesdae is ons ekonomie natuurlik so dat ons besef, en ons gebruik al hoe meer die woord volhoubaarheid, en dit bring ons amper terug by die siening, en dit is nou nie meer net, die koek is net so groot nie, maar die aardbol is net so groot. Hy kan net soveel mense dra, daar's net soveel hulpbronne, en hierdie hulpbronne begin uitgeput raak, en ons moet na daardie hulpbronne kyk. So is nie dieselfde as die koek is net so groot nie, maar ons besef ook ons beperkings. Maar waaroor gaan hierdie storie dan? In 'n heeltemal 'n ander wêreld, hoe verstaan ons die verhaal van die ryk man? Kom ons kyk weer 'n bietjie van naderby wat Marcus hier vir ons skryf. Hy vertel vir ons van iemand wat na Jesus toe kom, voor Jesus neerval, vir Jesus die eer gee wat eintlik net God kry, en wat eintlik net God toekom. En dit lyk amper, as 'n mens dit een hoek uit lees, asof 'n mens dit kan interpreteer dat Jesus vir hom sê, hoor jy, maar jy gee vir my meer eer as wat ek nodig het. Maar dis nie eintlik wat hier gebeur het nie. Jesus kom eintlik op die punt om te sê, weet jy sien my vir wie ek is. Die feit dat jy my goeie meester noem, word eintlik 'n erkenning
dat jy hier met God te doen het. Ons sal later sien dat Jesus se optrede teenoor hierdie man natuurlik ook nog verder gaan, want hierdie man bly Jesus meester noem. Kurios. Hy erken meer in Jesus as wat byvoorbeeld die Fariseërs en die Sadduseërs in hom gesien het. Hy kom na Jesus met 'n kernvraag van menswees. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hierdie vraag kan ons op baie paadjies lei. Een van die paadjies waarop ons kan gaan is, jy moet hierdie resep volg. En ons kan hierdie gedeelte lees om te sê, weet jy, hier is 'n resep, van as jy die ewige lewe wil hê, verkoop alles, Jesus het gesê. Verkoop alles, gee dit vir die armes, en dan volg jy vir Jesus. Maar is die vraag na die ewige lewe 'n resepvraag? En wat beteken ewige lewe? Dit lyk vir my dat Markus met ewige lewe wil sê 'n lewe in teenwoordigheid van God. 'n Lewe wat aan die ewige verbind is. Dit is bietjie anders as om te vra, wat moet ek doen om hemel toe te gaan? Alhoewel ons die vraag gelyk stel. Want eintlik is Markus nie soveel gemoeid met die hemel nie. Markus is baie meer gemoeid met 'n lewe in die teenwoordigheid van God. En as ons oor mense van God se koninkryk praat, dan is dit in die eerste plek eintlik waaroor dit gaan. God se koninkryk is 'n lewe in die teenwoordigheid van God. Dis Pinkstertyd en ons bely dat ons in die teenwoordigheid van God is deur sy Gees wat in ons woon. Ons bely dat God by ons teenwoordig is. En as ons uit hierdie belydenis wat oor die eeue gekom het en wat ons nou sit op die plek waar ons is, dan moet ons met nuwe oë kyk van wat gebeur hier. Wat baie opvallend is dat Jesus na hierdie man kyk, na hy gesê het, ek het al hierdie goed, al hierdie gebooie, kom ek na vandat ek 'n kind is. En dan staan daar, en Jesus het hom lief gekry. Jesus het stip na hom gekyk, wat beteken Jesus merk hom regtig op vir wie hy is, en hy kry hom lief. En wat beteken dit? Dat Jesus na hom kyk, en vir hom sê, en hom lief kry. Voel Jesus toe 'n warm gevoel oor hom? Wat beteken dit, as Markus dit hier skryf? Daar is baie hoeke uit waarna ons hierna kan kyk. Maar dit wil vir my lyk asof Jesus na hierdie man kyk as hy hom lief kry as een van die mense wat in sy koninkryk is. Een van die mense wat naby aan hom wil wees. Een van die mense wat regtig sê, ek wil in God se teenwoordigheid wees. Jesus se liefkry is eintlik 'n uitspraak van God se lojaliteit. Van God wat na mense kyk en van God wat mense raak sien vir wie hulle is. Ek wil my verbeel dat God elkeen van ons, as ons met die vraag kom, Here, hoe kan ek in u teenwoordigheid wees, dat hy met ons kyk met 'n oog van liefde. En dan doen Jesus iets wat hy nie met almal doen, wat met hom in gesprek kom nie. Hy wil hierdie man 'n disipel maak. Want hy sê vir hom,
verkoop jou goed en volg my. En ons hak baie keer uit ons rykdom en te veel om te verloor vas, en soos die storie loop by jou, ek sien nie kans om my goed weg te gee nie, ek het te veel om te verloor, maar ons verloor die en volg my. Dis die roep wat Jesus in die begin gedoen het, toe hy sy disippels nader geroep het. Jesus sê vir hierdie man, weet jy moet 'n disipel word. Volg my. Jy moet 'n disipel word. Die disipels was eintlik die basis van wat later die kerk geword het. Die disipels is nie al mense in die koninkryk nie. Die disipels is nie al mense vir wie God omgee nie. Die disipels is mense wat geroep is. Mense wat geroep is om deel te wees van die kerk. Deel te wees van die groep mense wat op 'n besondere manier God sigbaar maak in hierdie wêreld. Dit is baie interessant, as Jesus sy disipels roep, dan roep hy hulle uit die wêreld uit die mense uit die skare uit. Kom ons gebruik die woord skare. En as hulle uit die skare uitroep, dan stuur hy hulle terug na die skare toe. Ons lees in Markus hoe hy hulle toerus om die skare te gaan bedien. En Jesus, as hy hierdie jong sien, dan sê hy, ek roep jou as 'n disipel. En dan eindig hierdie verhaal en loop dit eintlik af op iets wat vir ons 'n bietjie moeilik is. Want dan gaan hierdie man hartseer weg. Want hy het baie besittings gehad. Hy het te veel gehad om te verloor. Dit kan ons op die plek bring wat ons net in ons besittings vaskyk. Dit kan ons op die plek bring waar ons sê, hierdie ding stuur my ook bedroef weg, want ek het baie om te verloor. Maar dit lyk vir my asof hierdie gedeelte ons 'n bietjie verder wil vat. Want hierdie man is nie op dieselfde plek as die vrou, waarvan ons gister gelees het nie. Sy het niks gehad om te verloor nie. Dit beteken nie dat sy niks gehad het nie. Dit beteken net dat sy niks gehad het om te verloor nie. Dat sy tevrede was, al was dit dan net die krummels. Ons leef in 'n materialistiese wêreld. Ons leef waar ons posisie en alles wat ons is, ons menswees, eintlik gemeet word aan hoeveel het ek wat ek nie kan verloor nie. Ons word op 'n plek geplaas wat ons ook te veel kan hê om te verloor. Dis waar. Maar ons ekonomie lyk 'n bietjie anders as die waarin Jesus hierdie man roep. Dit is baie interessant dat in die vroeë kerk, as mense nou navorsing doen oor 'n baie moeilike ding, en dit is hoe die kerk gewerk daar in die tyd voor Paulus. Na 'n klomp jare voor Paulus, net na die saadjies gesaai is. En dan kan ons 'n paar goed agterkom. Ons weet nie alles nie. Dit is baie moeilik om 'n klomp goed daaroor te weet. Een van die goed wat ons kan agterkom is dat daar 2 groepe in die kerk was. Daar was die groep wat gesê het, Jesus het niks gehad nie en hy het deur die wêreld gereis en hy het van die een plek na die ander plek gegaan en dit is hoe ons moet wees. En daaruit het 'n groep wat ons rondreisendes kan noem ontstaan.
Mense wat van plek tot plek gegaan het en die evangelie verkondig het en eintlik net beweeg het. Die ander groep was die sogenaamde huiseienaars. En die ouens wat rondgereis het naderhand 'n houding gehad van, weet julle, ons is daarmee ouens wat alles opgee, soos ons sien wat Petrus van vers 28 af verder sê, wat ek nou nie by stil gestaan het nie. En dat daardie mense, soos ons, wat alles prys gee en die Here volg en doen wat die Here wil hê, ons is eintlik bietjie beter as julle huiseienaars, wat julle goed het, en wat werk, en wat geld inbring, en so. Aan die ander kant was die huiseienaars natuurlik daar om te sê, hoorie, ons wil nou nie snaaks wees nie, maar as dit nie vir ons huise was nie, het julle nêrens gehad om te bly nie. As dit nie vir ons werk was nie, het julle nie kos gehad om te eet, as julle by ons oorslaap in die nag nie. So moet julle self nie so hoog insit nie. Ons kry daardie stuk spanning in die vroeë kerk. As ons dink dat Markus so meer of min sê tussen 64 en 70 rond na Christus geskryf is, het daar nou al 'n bietjie tyd verby gegaan. En met hierdie verhaal spreek Markus van die basiese goed van die koninkryk van God, spreek hy aan. Hierdie man het te veel gehad om te verloor en hy het bedroef weggegaan. Dis jammer dat hierdie man moes hartseer wees. Hoekom is hierdie man hartseer? Sy goed het hom op die plek gebring dat hy dit waarvoor God hom geroep het, nie wou doen nie. In die wêreld waar ek uitkom en mense is nogal baie keer ongemaklik daarmee, is dat roeping vir my belangrik is. En nie almal word geroep om dieselfde ding te doen nie. Ek het nogal gedink dat wanneer ons mense kry om belydenis van geloof af te lê, dit nie eintlik net 'n outomatiese verbintenis aan die kerk moet wees nie. Ons moet eintlik vir mense vra, wat is jou roeping? Is jy geroep om deel van die kerk te wees? Ons neem aan dat die kerk redding dra. Ons neem aan dat net disippels die ewige lewe beerwe. As Markus hier oorskryf, dan sê hy, ons is jammer vir hierdie ryk jong man, want hy het gekies om nie sy roeping te doen nie. En dit is 'n groot ding, om 'n roeping te hê, en dit word nie vervul nie. En dis wat met hom gebeur. Hy is geroep om 'n disipel te word. En soos die ander wat geroep is, het hy nie alles gelos. Onthou julle, die ouens los hulle nette. Die tollenaar los sy tafel. En hulle volg Jesus. Maar dit was hulle roeping. Hierdie man kry dieselfde roeping, maar hy kies om daardie roeping nie te antwoord nie. Beteken dit dat hy nou nie die ewige lewe beerwe nie? Nee, dit beteken dit dat hy hartseer is, omdat hy nie sy roeping gedoen het nie. Hierdie is met ander woorde vir ons 'n dieper vraag. En dit wat ek nou vir julle sê mag vreemd klink. Want as Jesus dan sê, dit is so moeilik vir 'n ryk man om in die hemel te kom, soos om deur die naald, 'n kameel deur die naald van 'n oog te laat gaan. Dan kan ons op die plek kom wat ons sê, maar dit beteken met ander woorde dat niemand kan ingaan nie. En dit is juist die punt wat Markus vir ons wil oopmaak. Hy wil sê, dit is so, dat niemand kan ingaan nie. Maar dan kom Jesus, en hy sê, waar niemand kan ingaan nie,
kan God mense laat ingaan. En dit vat ons weg van ons eie verdienste af. En daarom kan ek, as ek hierdie gedeelte lees, nie hieruit aflei, die man het toe nie die ewige lewe beerwe nie. Dit lyk vir my asof God, wat hom lief gekry het, vir hom die ewige lewe gee. Maar ek is jammer vir hierdie man, omdat hy hartseer in die koninkryk leef. Hartseer omdat hy te veel het om te verloor. Hartseer omdat hy nie daar gekom het wat hy gesien het wat vir mense onmoontlik is, vir God moontlik is nie. En nou leef hy daarmee. Miskien moet ek, waar ek vandaan kom, net verduidelik. Met my werk wat ek gedoen het, moes ek met mense werk wat dominees wou word. En ek het met jong studente gewerk wat ingekom het op 18 jaar by die universiteit begin studeer het en wat gesê het, ek is geroep. Ek het met jong mense te doen gehad wat oor die tyd van hulle studies agtergekom het, maar ek is nie geroep om 'n dominee te wees nie. En wat ander gegaan het en ander goed moes gaan doen het. Ek het ook te doen gekry met mense wat geroep is om dominees te word, wat toe prokureurs en dokters en CA's geword het, wat gaan boer het, wat in 'n stadium toe hulle roeping moes beantwoord, gesê het, nee, ek kan dit nie nou doen nie. En hulle moes met die smart leef van ek het nooit my roeping vervul nie. En dit lyk vir my, dis waar hierdie jong man is. En nou noem ek hom ook 'n jong man soos Markus dit nie doen nie. Waar hierdie ryk man is. Sy smart is nie dat hy nie die ewige lewe kry nie, want God gee dit. Sy smart is dat hy nie sy roeping vervul het nie. En dat dit wat hy kon verloor het, in die plek gestaan het van sy roeping. En daarom is die eerste vraag, wat ons vanaand vir onsself moet vra, en wat jy vir jouself moet vra as jy stil word, is waarvoor roep God my? En as jy daardie vraag gaan deursoek, dan beteken dit jy sal diep moet grawe in jou eie self. Jy sal moet tyd maak om te vra, waar is ek? En in daai tyd sal jy nie vir jou moet vra, is ek bereid om alles wat ek het te verkoop en weg te gaan nie? Jy moet vir jouself vra, wat verhoed my om my roeping te vervul? So die eerste ding wat jy moet doen, om hierdie gedeelte te verstaan, en om hierdie gedeelte deel van jou lewe te maak, en om op die dun plek te kom, waar God jou ontmoet, is om vir jouself te vra, wat is my roeping? Wat moet ek doen? En dan is die tweede ding wat jy moet vra, is as ek dan die hartseer het, van ek vervul nie hierdie roeping nie. Wat staan in die pad, dat ek dit doen? Dis 'n moeilike gedeelte. Dis 'n gedeelte wat ons werklik waar dwing om vir onsself diep vrae te vra. Kom ons doen dit. Amen. Here, baie dankie dat U ons roep vir verskillende goed. En Here, dit is so moeilik aan die een kant, want U dwing ons nooit nie, U roep ons net. En baie keer wil ons nie volg nie. En dan word ons hart seer, en dan kry ons swaar. Help ons
om te hoor wat U vir ons wil hê. Help ons om te sien waar ons in die groot prentjie inpas, sodat ons met vreugde U kan dien. Amen.